Fanie de Pre se ma slaan byna joernalis se tand uit. Goeiemiddag. Terwyl haar seun daarvan beskuldig word dat hy sy vrou en 2 kinders donderdagoggend in hul beddens in Vanderbijlpark doodgeskiet het, verskyn Joan van Wijngaard volgende week in die hof omdat sy 'n joernalis na bewering aangerand en met die dood gedreig het. Elise Tempelhof het vanoggend vertel hoekom sy van Wijngaard gister by die polisie aangegee het. Ek is donderdagoggend baie vroeg daar en ek het die ma van Fanie het ek buitekant die hek gesien en ek het met haar gepraat en die middag het ek teruggegaan. Net nadat ek gehoor het Fanie is in hegtenis geneem. Ek het haar gegroet, ek was op pad na die brigadier toe en sy het op my afgestorm en vir my gesê, jy versprei stories oor my seun en alles is leuns en toe sy my begin slaan in my gesig met haar vuiste en het my op my mond geslaan. Ek het 'n blou kollier op my lip, my voortand is los. Verder het ek nou maar kopseer en kneusplekke op my kop. Ek was maar net baie geskok ook en sy slaan hard, sy is baie sterk. En die polisie was so geskok en hulle het haar probeer aftrek van my af. Verder gaan as ek weer daar want ek wil gaan kyk wat daar gebeur want die gemeenskap is in 'n toestand. En toe sy en haar man besig om kersse te brand voor die huis en ek wil toe 'n foto neem want ek het gedink dit is 'n wonderlike gebaar en toe jaag sy my weer weg. Sy sê vir my luister, ek gaan vir jou doodslaan. Ons het vir Van Wijngaard gevra vir kommentaar. Nee, ek verskyn maandag in die hof die 14de en ons praat met die media. Ons het vir haar gevra asseblief as ons reg is, sal ons met die media praat. Sy het haar eie dinge gedoen en sy gaan in. Sy kom elke keer terug, sy kom treiter ons elke keer. Ons kan nie eers in rus en vrede in die ander buite staan en 'n kersie brand nie. Dis al wat ek te sê het. Het jy haar aangerand? Geen kommentaar. Charlia Siebragen is vandag in Vanderbijlpark. Fanie de Pre het vanoggend in die Vanderbijlpark Landdroshof verskyn op aanklag van die moord op sy vrou en sy 2 kinders. Die hof was van vroeg af stampvol, maar hoofsaaklik Tia se familie het hierdie hofsaak bygewoon. Die saak is uitgestel tot môre, aangesien Fanie aangedui dat hy regshulp van die staat gaan nodig hê. So Tia se familie het gesê dat hulle in die stadium nie môre gaan hof toe kom nie. Hulle wil eerder wag totdat die saak in die Hooggeregshof gaan wees en hulle wil nou op die begrafnis wat Vrydag plaasvind fokus. Nee, hy sal nie word gekry. Ek dink dit is 'n gruisame ding wat hy gedoen het en omdat hy dit uit die gesnap nie. Ek dink hy het dit beplan. Het het so getrek, of jy altyd met jou gesit in die swembad gegooi, met jou geboelie skrik gemaak, of Hy was net altyd nice. Hy was regtig net altyd nice. die seuns het nou gebeur in die foto's op van sy karwerk, almal was net altyd, hy was vriendelik en as jy gevra het, haal my gou, ek gaan my kar breek en bel kom, kan jy asseblief kom help my kar gebreek, want hy sy kar gekleed, kom help as my kar gebreek het. Dieselfde familielede het verlede week te kenne gegee dat hulle dalk net een kant van Fanie de Pre geken het. Altyd 'n bestuurder se lewe gehad hier. Dis 'n ding gewees. Maar sy sê vir my gesê ons het dubbel lewe. Sy het ook vir my Dis gesê hoekom hy by weg wil werk altyd. Hy wil nie by die huis wees nie. Tweet vir ons video's of foto's van nuus in jou omgewing by Netwerk 24 met die hitsmerk Top Stories of e-pos nuus by netwerk24.com.